En dan moet julle die diens geniet, dankie. Kan ons dalk net vir 'n hande klap gee? Okay, dankie. As jy my nie ken nie, my naam is Corneille, goeiemôre. En ek wil eintlik bietjie verder gaan as wat François nou net gesê het en ek wil vir 'n oomblik stil staan by 3. So 3 is wat ons noem the transforming the educational environment. Rede hoekom ek dit sê is ons behoefte en passie is nie net om in jou kind in die volgende generasie te invest by Fusion en by Kids nie, maar ook waar hulle deur die week is. Ons het 'n ongelooflike groot involvement in die stad in verskillende skole. So ons is by laerskole en ons is by hoërskole eintlik om net daar te gaan seën om die skoolhoofde se hande sterk te kan maak en die onderwysers hande sterk te kan maak en ook 'n pad saam die kinders te kan stap soos wat die Here se wil is, of dit FCSV is, worship aande by die skool, wat ook al dit mag wees. En ek wil kom celebrate vir 'n oomblik rondom dit. So François en Vuvu is op ons 3 wat ons noem die jeugwerkfonds en dit is julle wat gee in hierdie spasie wat dit vir ons toelaat en moontlik maak om in verskillende skole betrokke te kan raak. En ons wil dit eintlik 'n stap vanoggend verder vat en celebrate, maar ons groei. So Jada, ek wil vir jou vorentoe nooi. Julle kan vir haar hande klap, anders is vir haar awkward. So Jada is die nuutste persoon op span by Dr. Dale Linden. Sy gaan nou 'n bietjie haar visieverklaring gee en wat sy glo alles, net grappie. Maar ek wil kom celebrate vir 'n oomblik hierso. So ons het regtig in die helfte van verlede jaar begin droom, maar die Here is besig met Dr. Dale Linden in 'n spasie en ons groei. Wie vat ons saam in hierdie spasie van groei? En ons het Jada is eintlik al vir 'n wyle tydjie by Dr. Dale Linden deel van ons en die Here het haar net op ons hart gedruk en ons die gesprek begin oopmaak en 1 Januarie toe sy deel van die span. Maar toe gebeur daar nog 'n ongelooflike gedeelte wat ek nou vir julle wil share. Ons is baie sterk betrokke by Hoërskool Linden en wat gebeur by Hoërskool Linden heidaglik is die persoon of die dame wat in beheer is van hulle berading gedeelte in die totale skool gaan op kraamverlof. En toe is dit van wat doen ons nou en hier is ons as Dr. Dale Linden as 3 verteenwoordig in Hoërskool Linden sê, "Hi, ons ken mense." En so ons is nou maandag môre het ons 'n finale gesprek om eintlik Jada in daai spasie te kan inwerk, so sy het 'n agtergrond in sielkunde, moenie worry nie. Daar's baie bemagtiging rondom dit, maar ons wil net celebrate van dit is waarmee die Here besig is deur jou. So dankie vir jou getrouheid om te kom gee in hierdie spasie dat ons iemand kan station by 'n skool om 'n pad te kan stap saam met die onderwysers en ook met die kinders wat regtig dit nodig het. Amen. Amen. So sy het vir my gesê sy hou van daai Dubai chocolates as jy wil celebrate. Jy's welkom, onthou net ek het vir jou vertel van dit. Nee, spot net. Dankie Jada. Julle kan ook 'n hande klap gee. So sy is ook saam met François by Fusion en ek wil julle ook net vra as dit julle wil is en die Here doen iets in julle hart. Daar buite is daar seker 3 vorms wat jy kan invul om by te dra tot dit. Weer eens dit maak dit moontlik vir ons om hulle spasie te kan instuur en jy kan ook artikel 18A kry vir wat jy hierso ingee. Ons is besig met hierdie reeks Cultivating a Holy, Healthy and Humble Lifestyle. En kan jy glo ons is halfpad in Januarie, né? Dit is hierdie tyd van die jaar waar ons eintlik begin 'n reality check doen op ons nuwejaarsvoornemens vir die van julle wat dit nog het. Dalk so 1 uit 5 van julle voornemens het julle nog, maar partykeer is dit nog ons bietjie nodig om 'n reality check te doen rondom dit. Dalk lyk dit so, né? Jy wil 'n kar koop, maar dit lyk nog noodwendig moontlik vir my en vir jou om dit te doen nie, so jy gaan nie noodwendig 'n kar koop nie, jy kan dalk jou kar verkoop eerder. Maak dalk 'n bietjie meer sin. Spaar R20,000, dis bietjie 'n tolorder, so kom ons spaar maar R20. Eerder koop 'n nuwe foon, sommer 'n foon
case, want dit is ook meer realisties en start my own business gaan ons baie duidelik doodtrek en sê mind my own business. So as dit enigstens soos jou lyk, ons het jou en ons droom saam met jou in hierdie prentjie, maar die probleem is nie, dit is nie goeie bedoelings nie, dis baie goeie bedoelings. Die probleem eintlik is ons fokus op uitkomste eerder as 'n gewoonte hoe ons daar kan uitkom. Dit is baie maklik gesê koop 'n kar, maar jy moet kan af R20,000 spaar om die kar en wat se gewoonte gaan jy begin doen om die kar of om die R20,000 te kan begin spaar. Dis die helfte van Januarie, die jaar voel nie meer nuut nie. So nou gaan dit oor ritme, dit gaan oor volhoubaarheid, dit gaan oor goed wat ek en jy in ons lewe inbou, boustene wat volhoubaar is vir die hele jaar, selfs al voel die jaar nie meer nuut nie. Gedragswetenskaplikes het op hierdie ding afgekom wat hulle noem 'n keystone habit. As mens kyk na so 'n archbrug, daai middelste sluitsteen of bousteen is die belangrikste deel van daai totale brug. So as jy hierdie middelste steen eintlik mooi perfek insit, dan val al die ander stene saam bymekaar. Die spanning tussen almal word baie mooi evenredig versprei en dit hou alles bymekaar en sterk. Dis gewoontes wat my en jou op 'n plek kan kry wat ons sê, maar as ons net daardie een ding kan regskuif, dan skuif klomp goed rondom ons ook. Keystone habits het twee baie belangrike eienskappe. Een, dit het 'n positiewe uitkomste by homself, maar dit maak ook ander goeie gewoontes makliker om deur dit te kan gaan en by dit te kan hou. Met ander woorde, ek en jy moet nie op 'n plek wees in middel Januarie waar ons sê, hoorie maar, daar's hierdie een ding wat ek nou gaan doen sodat my hele lewe gaan verander nie. Nee, dit is onrealisties. Die vraag is, wat is hierdie keystone habit, hierdie sluitsteen wat jy in jou lewe gaan inplaas wat maak dat klomp ander goed in jou lewe ook saam skuif en mooi in plek val? Ek gee vir 'n voorbeeld van 'n keystone habit. Oefen. Oefen by homself is 'n keystone habit want dit het 'n positiewe uitkomste by homself. Jy word fikser en jy word sterker. Maar nommer 2, dit maak ander gewoontes ook makliker. Hierdie is wat hulle uitgevind het gebeur. Mense begin beter eet. Mense begin beter slaap. Mense is meer produktief by die werk en hulle rook minder. Nog interessant ene, as jy ooit gewonder het of jy moet oefen 2026, hier is die rede. Mense gebruik hulle kredietkaart minder. Nee, dis great ideale gewees vir 2026 laas jaar Junie al, maar as jy ooit gewonder het of jy oefen sodat jy jou kredietkaart minder gebruik hierdie jaar. Maar hulle rapporteer ook laer stresvlakke. Hier's 'n goeie een. Hulle toon meer geduld met kollegas en familie. Amen. Dis middel Januarie, het julle dit ook partykeer al nodig. Maar dit bring my in jou plek na van, okay, maar great, daar's hierdie een ding waarop ek moet fokus, hierdie een keystone habit, maar wat is hierdie gewoonte waarop ek moet fokus? As die laaste paar weke gesels oor cultivating a holy, healthy and humble lifestyle. En ons glo as Dr. Dale Linden, ons iets wat die Here in ons hart geplaas het, 'n droom oor jou lewe in 2026, waar ons wil sien en ons wil hê jy moet floreer in die holy, healthy and humble leefstyl in hierdie jaar. Maar hy is die belangrike kopskuif wat ek en jy moet maak. Holy, healthy and humble is nie 'n doelwit wat ek en jy kan bereik nie. Dit is 'n uitkomste wat 'n byproduk is van ander gewoontes. Onthou, ons het gesê, ons kan nie fokus op ons uitkomste nie, ons moet fokus op ons gewoontes wat ons eventually na die uitkomste toe sal vat. Kom ek verduidelik vir jou so. Baie mense sê, ek wil healthy wees in 2026, gaan sê ek vir jou, great, hoe? Dan sê soos, okay, die gewoontes wat ek wil gaan doen is, ek wil beter eet, ek wil meer gesond eet, ek wil beter slaap, hoekom dit mag lyk, en ek wil meer oefen. Great. Min mense sê ek wil meer humble wees in 2026. Want dan gaan ek ook vir jou vra, okay, maar hoe? Dan mag dit dalk wees die gewoonte van ek wil eers luister voor ek praat. Ek wil eers luister voor ek praat. Jy weet, ek wil oop wees vir positiewe en negatiewe terugvoer van mense af. Ek wil nie myself deeltyd net vinnig elke keer verdedig nie. Min mense sê ek wil holy wees. Ek wil meer heilig wees in 2026. Ook weer eens, hoe gaan jy dit regkry? Gewoonte van, ek gaan meer Bybel lees, ek gaan meer tyd spandeer saam met die Here deur gebed.
So die vraag is, wat is hierdie keystone habits wat ons jou wil uitnooi in 2026 om te kan fokus wat my en jou nader bring aan die holy en die healthy en die humble leefstyl. So in plaas van om klomp nuwe goed te leer en jy weet klomp nuwe goed te probeer regkry, is daar eintlik 'n paar keystone habits waartoe ons jou wil uitnooi om op hierdie jaar te fokus. En die mooi deel is, dis nie nuwe goed nie. Dis goed wat jy al klaar doen in jou lewe, jy het nog net nie eintlik intentioneel daaroor gedink nie. Navorsing wys daar's 3 gewoontes wat ek en jy moet doen elke dag. Ons moet eet, ons moet slaap en ons moet beweeg. So as iemand vir jou by die werk sê jy moet iets, jy moet niks. Jy moet eet, jy moet slaap en jy moet beweeg. Maar ons wil 'n 4de gewoonte, 4de keystone habit vir jou bysit hierdie jaar en ons gaan nou vir jou baie duidelik wys hoekom dit nodig is en dit is community. So daar's 4 goed wat jy moet hierdie jaar. Jy moet eet, jy moet slaap, jy moet beweeg en jy moet in community ingaan. En die mooi deel is hierdie 4 areas is nie nuwe goed nie. Ons moet net intentioneel wees hierdie jaar met hierdie 4 areas. Dat ek en jy kan sien maar hoe hierdie 4 areas baie bydra tot healthy en ook met holy. Ons gaan volgende week bietjie staan by humble. So kom ons fokus op eerste gewoonte. Eet, braai, Suid-Afrikaanse Tetris, né? Nee? If you get it, you get it. Maar Paulus praat so baie van ons liggaam is 'n tempel. Hy skryf baie duidelik in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 wat Kobus so mooi vir ons gekom lees het in die eerste week van Januarie. Paulus skryf: "Het julle dan vergeet dat julle liggaam die blyplek van die Heilige Gees self is? Die Gees bly mos in julle, God self het die Gees vir julle gegee." Sê dan verder, dit beteken dat julle nie julle eie baas is nie en dat julle nie maar met julle liggame kan doen wat julle wil nie. Daar's baie intentionaliteit in Paulus wat hy hierso skryf vir ons. Die Here het baie duur betaal om julle syne te maak. God moet dus ook trots kan wees op julle liggaam. Daarvoor moet julle sorg deur 'n manier waarop julle gedra. So dit is baie crucial dat ons stil staan oor gesondheid, veral as dit kom by eet. So, kom ons kyk bietjie na dit as 'n keystone habit. If it comes from a plant, good. If it was made in a plant, not so good. Dit gaan nie oor dieet nie, dit gaan oor wysheid. 'n Maklike ene om te onthou is ook, as jy nie kan uitspreek wat jy eet nie, moet dit nie eet nie. Daar's hierdie woord, hulle sê dis gurk, Afrikaans dit ager, ek weet nie om dit uit te spreek nie, ek dink eerder net niemand moet dit in afval eet nie. Eet meer kos uit 'n bord uit, minder kos uit 'n pakkie. Gesond eet is 'n keystone habit, want dit bou ons energie, dit stabiliseer ons energie, ons konsentrasie, sodat ek en jy nie daai middagslaapie hoef te gebruik nie. Ons almal is lief vir dit, maar is nie altyd moontlik nie. As mens kyk na slaap of eintlik rus, daar's hierdie gesegde wat sê gees van moegheid kom uit. Nog net 10 minute. Baie interessant. Hulle het 'n onderhoud gehad met 'n slaapwetenskaplike en hy het die volgende gevind. Hy sê as jou brein lawaai maak sodra jy gaan slaap of wil gaan slaap sodra die ligte afgaan, noem ons dit overthinking. Dis nie overthinking nie. Dit is onverwerkte stres wat jy die hele dag een kant toe geskuif het wat nou aandag eis. Triggers. Hier is 'n baie interessante een want ek dink dit tref baie mense. As jy nie kan slaap sonder 'n fan, 'n show of white noise nie, dis nie voorkeur nie. Dis jou senuweestelsel wat afleiding nodig het, want stilte voel onveilig. Hard. Slaap is 'n keystone habit. Ten minste 7 ure se slaap is 'n keystone habit want dit verlaag kroniese siektes soos oorgewigtheid, hoë bloeddruk en geestesgesondheidsversteurings. Hoe slaap jy meer? Minder screen time. Maklik? Beweeg. Oefening vir 15 minute elke dag is ongelooflik goed vir jou. Het jy geweet oefening werk beter as koffie vir daardie middagmoegheid wat ons baie keer beleef? Nie wat jy noodwendig wil hoor nie, maar dit beteken nie dis nie waar nie. Ons lewe in 'n takeaway generation, ons soek iets onmiddellik sodat ons nie daai energie dip kan kry nie. Dis hoekom ons Red Bulls het, hoekom ons Monsters het en dis hoekom ons koffie het, maar 'n gesonde keystone habit van oefen sal eintlik daai kan verruil. En ons het vroeër gesê hoekom ons keystone habit moet hê. Dit 'n keystone habit is sodat ons minder kredietkaarte gebruik.
Ouers sê baie keer, ek sal enigiets doen vir my kinders. Ek sal sterf vir my kinders, maar hierdie jaar wil ons vir jou uitnooi, maar sal jy lewe vir jou kinders? Sal jy gesond eet vir jou kinders? Sal jy genoeg rus vir jou kinders, behalwe as hulle klein is, dis nie moontlik nie. Kan jy genoeg beweeg, sodat jy kan op jou hurke gaan sit, om saam met jou kinders te gaan speel? Community. Navorsing wys hoe belangrik dit is vir my en vir jou om in community te leef. It helps you cope with traumas, such as divorce, serious illness, job loss, or the death of a loved one. Hoe mooi interessant is hierdie. It encourages you to change or avoid unhealthy lifestyle habits. So, community is 'n groot deel van 2026. As jy sê, daar's ongesonde goed in jou lewe wat jy wil verander, maar jy weet nie hoe om dit te verander nie. Kry vir jou 'n community, want dis waar jy accountable gaan hou geword om daai goed te address en eintlik te kan verander. Interessant is hierdie, kroniese eensaamheid is vergelykbaar met die effek van 15 sigarette per dag. Shocking, né? Die brein registreer sosiale uitsluiting op dieselfde manier as fisiese pyn. Sterk sosiale verbintenisse lei tot 'n 50% hoër oorlewingssyfer as mense wat geïsoleer is. So die vraag is, hoekom is community 'n keystone habit? Want jy lewe langer. Ek weet nie of ek meer moet verduidelik rondom dit nie. Duidelik kan mens sien hoe hierdie 4 gewoontes, hierdie 4 areas baie lei tot 'n gesonde leefstyl vir 2026. Maar hier is die realiteit. Ons is fisiese wesens, ons is emosionele wesens en ons is geestelike wesens. En vir ons baie keer in die begin van die jaar dan dink ons gaan hierdie fisies doen, ons gaan ons fisiese gesondheid hier aanspreek, ons gaan ons emosionele gesondheid hierso aanspreek. En iewers op 'n plek het ons gekom in ons wêreld waar ons dink, maar as ons die fisiese en emosionele gedeelte aanspreek, dan gaan die geestelike gedeelte outomaties ook gebeur. Ver verkeerd. Baie ver verkeerd. Praktiese voorbeeld, ons het nou 'n ongelooflik lekker draft community in Linden en ek besef daar's iets soos 'n runners high. Jy verstaan dit nie, maar is amazing. Daar bestaan nie so iets in die geestelike wêreld nie. Daar bestaan nie iets soos 'n spiritual high vir my en vir jou nie. Dit vat ongelooflike dissipline en konsekwentheid, net soos die emosionele en die gesondheidsgedeelte kan. Dit is baie belangrik dat ons aandag skenk aan al 3 hierdie areas. Kom ek wys vir jou vanoggend hoe hierdie 4 gewoontes, eet, slaap, beweeg en community, lei na 'n lewe wat meer heilig is saam met die Vader. As mens kyk na eet, Jesus sê in Matteus 4, 'n mens leef nie net van brood alleen nie. Dis almal ken daai vers. Met ander woorde, ek en jy kan eet, ons kan onsself volmaak fisies, maar ons kan geestelik leeg wees. En kom ons wees eerlik, ons eet eintlik regtig baie. Ongelukkig eet ons nie net altyd kos nie. Ons eet nuus, ons eet opinies, ons eet sosiale media, ons eet goed wat die wêreld vir my en vir jou sê wie ons is en wie ons veronderstel is om ook te wees. 1 Korintiërs 2 vers 11 tot 12 skryf Paulus, God het dit vir ons met behulp van sy Gees kom verduidelik. Die Heilige Gees weet alles. Tot alles wat in God se diepste gedagtes aangaan. Dit is net soos met 'n mens. Niemand weet wat binne in jou omgaan behalwe jou gees nie. Net so weet niemand wat binne in God omgaan behalwe God se gees nie. Iemand wat net op 'n jy's hierdie gees het God vir ons gegee. Hy het nie sommer 'n gewone gees vir ons gegee wat niks van hom weet nie. Omdat ons God se gees in ons het, kan ons presies begryp wat God so onverdien vir ons gegee het. Die Gees vertel ons immers daarvan. Vers 14 sê dit nou duidelik en ek gaan vir jou nou mooi verduidelik hoekom ek hierdie lees. Iemand wat net op 'n menslike vlak bly dink en net glo wat mense kan verklaar, sal nie 'n woord van God se woord aan boodskap wil aanvaar nie. Dit sal nie vir hom sin maak nie en hy sal nie kan verstaan hoe op aarde dit moontlik kan wees nie. Hier's wat jy moet uittel uit 1 Korintiërs uit. Wat jy inneem, bepaal wat jy verstaan. Wat jy gaan inneem in 2026 bepaal wat jy verstaan. So as ons praat van die gewoonte van eet, om jouself vol te maak fisies en nie noodwendig geestelik nie, dan gaan ek en jy nie verstaan wat God se woord van ons sê nie. Ons gaan nie verstaan wie hy is nie, en as jy verstaan wie hy is nie, gaan jy nie verstaan wie jy is nie. Jy gaan nie verstaan wat is die plan wat die Vader vir jou het in 2026 nie.
Romeine 12 vers 2, moenie konformeer tot die standaarde van die wêreld nie. Vernuwe jou gedagtes daagliks met sy woord. Dan gaan ek en jy verstaan, soos wat ons sy woord inneem, wat is die Here se wil vir jou? Wie is hy, sodat jy kan verstaan wie is jy? Dink so baie aan artificial intelligence, AI. Baie keer lyk ons verhouding met die Here soos ChatGPT. Ons het hierdie prentjie in ons kop en ons voer dit met al hierdie vrae en al hierdie gedagtes. En dan kry ons 'n respons terug, dan is dit nie maar wat ons wil hoor nie, dan kom ons met ander angles en ons voer ander prompts in, net sodat die prentjie meer en meer kan lyk soos ons in. En as dit regtig nie werk nie, dan generate jy 'n foto net sodat jy kan sien wat jy wil hê. Dan raak dit nie meer ChatGPT nie, raak ChatGOD of wat ook al dit mag wees. God se woord is nie net iets wat ek en jy moet raadpleeg nie. Dit leef in ons. Dit neem ek en jy in en dit bepaal wat ek en jy verstaan. Dit bemagtig jou om ander mense te bemagtig in die areas waar hulle sukkel. Soos ons nou gesê het, in community kan ek en jy op 'n plek kom waar ons ander mense help om hulle ongesonde gewoontes te kan adres. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 as jy dit wil lees. Bybel lees is 'n keystone habit. Kom ek verduidelik vir jou hoekom. Hoe lyk dit as jy 4 keer 'n week Bybel lees? Daar's 'n 57% laer kans om dronk te word. 68% laer kans vir seks buite huwelik. Daar's 'n 61% laer kans vir pornografieverslawing. Daar's 'n 74% laer kans om te dobbel. Hoe amazing is hierdie nou? Daar's 228% hoër kans om geloof met ander te deel. Daar's 231% hoër kans om ander te disipel en daar's 407% hoër kans om skrifverse te kan memoriseer. Keystone habit, eenvoudig. Gebruik 15 minute 'n dag, net 15 minute elke dag net om Bybel te lees, om hom in te neem, om te kan verstaan aan die einde van die dag en sien hoe daai 15 minute nie lank genoeg kan wees nie. Deur 4 keer 'n week Bybel te kan lees, vat dit my en jou meer na holy toe in die jaar van 2026. Rus, slaap. Ons is in 'n tyd van die jaar eintlik waar ons weer agterkom, maar New Year's resolutions op my is nie noodwendig so 'n realiteit meer nie, maar ons het drome en ons het goed wat ons wil verander en goed wat ons wil doen in die areas rondom ons, in jou huis, in jou werkplek, in jou skool, universiteit, maar ook dalk in hierdie stad. En ons voel baie keer, as ek het my deel nou dalk nie deurgedruk nie, maar as ek hard werk in my huis, en ek werk hard in my stad, en ek werk hard in my skool, en my werkplek, wat ook al mag wees, en ek werk vinniger, dan gaan ek verandering daar beleef. Ons kom op 'n plek, veral in Januarie, waar ons voel, alles is ewe belangrik om genoeg hard te kan werk in elke area. Dit wat God wil doen, hang nie af van jou tempo of hoe hard jy werk. Dit wat die Here wil kom doen in jou huis, in jou werkplek en in hierdie stad, hang nie af van jou tempo of hoe hard jy werk nie, dit hang af van sy krag, dit wat hy wil kom doen. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 4, die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Paulus sê hierso, dit gaan nie oor my as Paulus nie, dit gaan nie oor my wysheid nie, dit gaan nie oor my groot woorde nie, dit gaan nie oor ek wat so hard gewerk het nie, dit is die boodskap, die krag van die Heilige Gees wat julle oortuig het van hierdie boodskap. So rus en slaap in 2026 beteken nie jy doen niks nie, dit beteken jy hou opdra wat nie joune is om te dra nie. Dis deur die Here se krag wat daai spasies verander word, nie deur jou wysheid nie. Nie deur jou harde werk en jou hoe vinnig jy dit doen nie, dit gaan oor jou gehoorsaamheid en dit wat die Here wil kom doen. Johannes 15 vers 4 tot 5, julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Bly in my, dit sê nie hardloop vinniger in my nie, dit sê nie werk harder en werk nog meer in my nie, dit sê bly in my. Vrug kom nie van jaag nie, vrug kom nie van meer werk nie, vrug kom nie van vinnige tempo nie, vrug kom in verbondenheid. Om connected te wees aan die Vader en die Heilige Gees in jou, wat hy bekend maak, wat is die Here se wil vir jou in elke liewe spasie. Beweeg, dit is
die moeilikste een van al 4, want dit vra iets van my en vir jou. Geloof was nooit veronderstel en bedoel om stil te staan nie. 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning en diens van die Here nie ter vergeefs is nie. So dit sê baie duidelik, ek en jy moet standvastig wees en ek en jy moet onwankelbaar wees. Maar dit is in wie ek en jy is in die Here. Dit is ons geloofsoortuiging in die Here. Dit is dit wat ek en jy inneem deur die Heilige Gees. Dit is wat ek en jy geopenbaar word oor wie Vader is. Ek en jy moet standvastig en onwankelbaar wees in dit, maar ons moet beweeglik in oorvloedigheid wees met die werk wat die Here van jou wil hê. Met ander woorde, daar's 'n geloofsoortuiging wat ek en jy moet hê van wie hy is, maar dit beteken nie ons staan net stil in dit nie. Maklike prentjie om te verduidelik is die beeld van 'n fontein. Almal weet as water stil staan, raak dit giftig. Dit stink, dit bring siekte, dit bring vernietiging in die omgewing. En ongelukkig is dit so as ons geloof ook net stil staan. Dit serve eintlik net jou. Maar water wat vloei, dit bring lewe. Dit voed en dit was skoon vir jou en vir die mense rondom jou. Community. Mense is nie gemaak om alleen te leef nie. Dit is interessant, hulle sê 1 perd kan 4 ton trek, se krag trek, en mens dink ek as 1 perd 4 ton kan doen, dan kan 2 perde 8 ton doen. Nee, 2 perde kan 3 keer soveel doen. Dit is wat ek wil hê jy moet besef van die krag van community. Daar's baie meer wat jy kan doen as wat mense aan jou sy is. Mense is wat jou naam ken, mense wat weet hoe was jou week. En dit is in community waar ek en jy leer hoe dit is om God se woord te eet. As ons saam in kerk is, as ons saam in community is, dis hier waar jy saam kan rus en saam te kan beweeg en om bemagtig kan word vir jou huis, vir jou werkplek en in hierdie stad. Jy het nodig om in community te kan leef. Dit is die spasie waar hierdie 4 gewoontes floreer. Die vraag is hoe en waar. Jy sal sien op die stoel is daar so dingetjie, so 'n papiertjie, en hierdie gaan nie nou oor ons wil net Doxydale Linden bemark nie, seker tot 'n mate, ja, maar hierso is om jou te kan bewus maak van, daar is ongelooflik baie spasies waar jy kan inklim, waar jy kos kan kry, waar jy kan rus, waar jy kan slaap en waar jy kan beweeg in die areas waar daar passie is by jou, dit wat die Here in jou hart losmaak, eerder as wat ons net sê, ons het hierso iets wil jy hierdie kom doen. Baie maklik. Vraag is, hoe doen jy dit? Eerstens kom kerk toe. Great, is lekker om julle te sien. Daar is iets anders wat gebeur as ons by mekaar kom in community, as ons by mekaar kom by kerk. Kom worship saam. Worship is the antidote to worry. En dis vir ons altyd amazing, ons staan daar voor en groot en mense sê, skies ek laat. Kom betyds vir worship. Worship maak my en jou oop om ontvanklik te wees vir God se woord. En die worship is amazing. Skakel by 'n community groep in. Hier verloor ek introverte onmiddellik. Extroverte, waar is julle? Ek praat met julle. Nooi daai introvert vriend, jy weet wie dit is. Nooi hulle vir koffie na jou huis toe en dan toevallig is daar ander mense ook. Sê net vir hulle, ek het hulle ook genooi vir koffie, tye gemis, skies, boom, klein groep, net raak. Daar's Cherish, dis wat ons vroubediening is. Jy kan daar inskakel, ons gaan binnekort lekker lunch met dit, groepe met dit, wat ook al jy wil, inskakel rondom die damebediening. Net so by the way, alles wat ek nou noem, baie van hierdie het tafels daar buite waar jy meer inligting kan kry na die diens. Manne, dit is wat ons noem met ons movement bediening. Daar's groepe vir julle. Ons het 'n lekker lunch in Februarie wat op pad is vir die manne. Ons het 4M vir julle wat 'n reis ken, die dames se staptoer. Die manne het ook een, ons gaan hierdie jaar lekker gaan saam stap. En ons het Discovery. Is 'n jaarproses vir jong manne om in te kan skakel. Selfs by Cherish het ons Radiance, 'n jaarproses vir jong dames om in te kan skakel. Spasies waar jy kan serve by die band. Dis amazing, julle het gesien. Tegnies, dis nodig sodat hierdie amazing is. Gebedspan, ons het ongelooflike gebedspan. I serve, as jy 'n glimlag het wat jy voel mense moet sien, dit is jou spasie. Laat mense jou glimlag sien, kom help ons groet in die oggende, nagmaal. Daar's klomp areas waar jy kan dien met gasvryheid.
Fusion, ons tienerbediening, ons spot altyd die hormone demone. Die Here weet ons het julle hulp nodig in daai spasies. En dan Kids. Ek lag so Gideon, ons oudste, ons het 2 seentjies, Gideon en Daniel. Ons oudste sing op stadium, hy sê ek is nie 'n stafsoldaatjie nie. En op 'n stadium sê hy net dit is vir hom baie lekker om 'n skietsoldaatjie en 'n vliegsoldaatjie te wees as Jesus 'n soldaatjie. Toe sit ons vir ons is okay, weet jy wat om te doen nie, so ons het julle hulp by Kids ook nodig. Ene van die dag. City Changers Equipping Program. Koot het laasweek so oor dit kom gesels dat ons noem CCEP. Dis 'n 2 jaar proses wat ons in die kerk deurstap waar ons regtig jou gaan op 'n plek kan kry waar jy kos kry van die Here af. Ons gaan bietjie fondasie skud want ons gaan die vraag vra, maar glo jy dit wat jy glo want dit is wat jy glo, of glo jy want dit is hoe jou ouers jou grootgemaak het? Ons gaan bietjie gesels oor die kos wat die Here vir my en vir jou het. Dit is 'n spasie waar ek en jy kan rus en ons kan net vir 'n oomblik kan pause, maar ook dis waar ek en jy kan bemagtig word vir ons huis, vir jou werkplek en die stad, die spasies waarin jy beweeg. Is welkom om hierdie QR-kode te scan. Dit vat jou na registrasie vir die openingsaand of die inligtingsaand. Dis verniet, dis eintlik net om te kom hoor wat dit is en wat dit alles bied. Hier's mense wat dit al gedoen het. Asseblief, as jy meer vra, kom gesels met my buite, laat ek jou voorstel aan die mense wat dit reeds gedoen het. Dit is ongelooflik. Met Oxideo praat ons is 'n family on mission. En ek wil vir oomblik regtig fokus van ons is 'n familie. Ons is 'n familie wat mekaar accountable hou, ons is 'n familie wat mekaar probeer sterk maak om te kan floreer in holy, healthy en humble. Johannes 1:14. Jesus het toe as mens aarde toe gekom. Mens kan sê hy het onder ons kom huis opsit. Ons het gesien hoe belangrik en wonderlik hy is. Net die unieke seun van die Vader is so groot en belangrik. Hy was soos 'n fontein van die goeie dinge wat God vir ons so onverdiend wil gee. Weerens, ek en jy intieme verhouding staan met die Vader, dan verstaan ons hierdie onverdiende goedheid. By hom kon ons ontdek wat regtig waar en eg is. En dit is ons hart om hierdie jaar jou uit te nooi, dat jy kan saam met ons uitfigure, maar wat is waar, wat is regtig eg in jou lewe, wat jy moet inbou in 2026. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, the word became flesh and he moved into the neighborhood. My uitnodiging is, kan ons die familie wees in die neighborhood waarin hy beweeg? Kan ons op 'n plek mekaar bemagtig met sy woord, waar ons mekaar accountable kan hou om goeie gewoontes te kan kweek, om nader by die Here te kan uitkom, dat ons gesonde gewoontes kan hê, sodat ons sê, ek weet jy wil nie oefen nie, maar let's go. Kan ons mekaar accountable hou in community, waar ons kan lewe sien, testimony sien, celebrate en saam hartseer wees? Kan ons op 'n plek kom in 2026 waar ons saam mekaar bemagtig, sodat ons nie net Sondagoggende hier sit nie, maar sodat ons kan beweeg in die spasies waar ons elke week is. Sodat ons 'n familie kan wees met 'n mission. Sodat ons geloof kan stuur in die mense wat verlore is. Sodat ons liefde kan wys waar daar soveel pyn en seer is. Sodat ons hoop kan bring in die plekke waar daar sistemiese gebrokenheid is, daar waar jy by jou werk is, daar waar jy in hierdie stad is, waar jy sien goed is sistemies gebreek, iemand moet opstaan, mag dit ons wees as familie wat op 'n mission is. Amen. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir vanoggend, Here. Dankie dat ons deur klein tree in ons lewe te kan gee, net soveel nader kan beweeg aan U. Dankie dat ons klein tree kan gee en soveel nader kan beweeg aan die mense wat rondom ons sit, Here. Ek bid, Here, hierso wil ons langs mekaar sit, Here, waar ons mekaar se name ken en jy het 'n idee hoe hulle week is, Here, maar mag dit op 'n spasie wees in 2026 waar ons verby dit gaan. Wat ons verstaan en weet wie is die mense wat langs ons sit en weet wat gaan aangaan in hulle lewe. Want hier is die realiteit, Here. As ons nie weet wat in mense se lewens aangaan nie, is dit moeilik om in daai community te kan sien floreer.
Ek bid, Here, vir elke persoon hierso vanoggend, Here, om oop te kan wees en om eerlik te kan wees met die Vader, maar ook met onsself en met die mense rondom ons, Here. Om te kan sê, maar hier is waar ek wil groei, hier is waar ek wil verander, hierdie is wat ek wil sien goed uitwerk in die jaar van 2026. Maar meer as dit, Here, bid ek net wat Psalm 139 sê, Here, U is reeds daar, waarna toe ons op pad is in 2026. Ek bid, Here, mag ons die liefde sien, mag dit tasbaar wees in mekaar se lewens, maar ook in die spasies waarin ons beweeg. Mag ons gesonde gewoontes nie uit onsself uitkom nie, maar boustene van gehoorsaamheid saam met U. Amen. Amen. Kyk asseblief vir die video saam met my. Hallo, my pa werk vir 'n skool. Elke keer wat hy by die verhoog opgestap het, het hy hierdie gedoen. Net om te doen soveel anders. As ek nog vir julle gesê het nie, hallo, ek is Kobus, ek werk ook hier en dis lekker om julle almal te sien. Ek gaan na die tyd vir julle almal ook mooi hallo sê. Ek het gou 'n paar vinnige stukkies inligting net om deur te gee. As jy dalk by ons kuier, jy's nie hier. Hi, hallo, welkom. Ons is baie bly jy is hier by ons. Ons wil jou amptelik verwelkom. Ons het wat ons noem starting point. Dit is waar jy begin. Dit is die starting point van jou journey hier by Dr. Linden en die 28ste Januarie het ons 'n verwelkomingsaand, 'n inligtingsaand dat ons bietjie meer vir jou vertel van wie ons is en ons wil hoor wie jy is. So ek wil jou regtig vra, as jy wonder oor dit, kom vra my, ek gaan hierna hier buite so 'n stalletjie waar ons staan starting point, kom chat met my as jy enige vrae het. Maar ook as jy enige vrae het oor die gemeente, op jou stoel sien ons so 'n QR code voor jou. Op baie van die stoele is daar so 'n QR code. Hy gaan vat na ons webtuiste toe. As jy nie dit wil gebruik nie, Google net Dr. Linden, hy gaan heel bo opkom en alles wat gebeur in ons gemeente sal jy daar kry. Elke event, elke ding waarvoor jy kan opskryf sal daar wees. So maak seker jy gaan besoek ons webtuiste. Ons is in hierdie 5 gesindhede van gee in 2026. Dis is ons manier van ons gedagtes vashou oor hoe ons dink oor finansies in die koninkryk. En ek wil gou met jou praat oor nommer 3, gehoorsaamheid. Ek wil vir jou iets kontroversieel sê vanoggend. As wat jy gee nie is omdat God gesê het jy moet gee nie, wil ek vir jou vra om op te hou. Ek wil regtig jou gaan uitdaag om met die Here te gaan praat oor hierdie. Dit is nie net iets wat ons doen omdat dit is wat ons doen nie. Ek gee nie net my tiende omdat ek 'n Christen is nie. Ek gee my tiende, ek gee my finansies aan God want my koning verwag dit van my. Dis 'n gehoorsaamheidssaak. Dis nie net 'n tradisie of 'n kultuur nie. En ek wil jou uitdaag om 'n pad te stap met die Here in terme van jou finansies. So kan ek vinnig 'n gebed doen oor ons finansies? Vader, ek wil vir elke persoon bid dat hulle U stem sal hoor, nie net oor waartoe hulle gaan in die lewe nie net oor hulle roeping nie, Vader, maar ook oor hulle finansies en wat hulle doen met dit in hulle lewe. Ek wil bid, Here, dat U deur U Heilige Gees regtig 'n noue pad met ons sal stap in terme van finansies en dat U finansiële gesondheid sal bring in ons huishoudings. En Vader, ek wil bid dat wanneer U vir ons vra om te gee aan die koninkryk, vir die opbouing van die koninkryk, wil ek bid dat ons die braafheid sal hê om gehoorsaam te wees tot dit. Ek bid dit oor elke liewe persoon. In Jesus se naam, amen, amen. As jy gebed nodig het na vandag se diens, ek wil jou regtig uitdaag. Ons het 'n beautiful gebedspan wat passievol is daaroor om vir mense in te tree. So as jy deur ietsie gaan of iets het in die preek met jou gepraat waaroor jy wil chat, asseblief, hierdie ouens is awesome. Hulle gaan hier voor wees en ons so gebedsmuur daar agter. Kyk gou blou ligte. Dis nie soos die metropolisie nie. Jy ry na hom toe, nie weg van hom af nie. Jy gaan na die blou lig toe. Daar's 'n muur waar jy kan gebedsversoeke neersit en ek dink meer belangrik
belangrik is dit, as jy 'n gebed het wat geantwoord is, gaan skryf dit ook daarneer. 2 tipes kaartjies. Jy vra vir en jy sê dankie vir, asseblief, ons wil hoor wat die Here doen in mense se lewens. En dan, ek's amper klaar, hierdie is exciting. Hier buite is 'n koffietrokkie, hy's so wit en ons staan seesaw. Dit staan vir Coffee Snobs and Wives. En dit is regtig lekker koffie en ek wil vir jou vra gaan ondersteun hulle. Hulle doen ons 'n massive guns om hier te staan, so gaan koop lekker koffie en as jy dan net bietjie hierdie kant toe kyk, jy sien Supercal is terug. Supercal is terug, hulle het awesome eetgoed, so kom ons kuier lekker saam na die diens, dit gaan heerlik wees en dis waar community eintlik begin. En dan laastens, net 'n herinnering, as jy wil opskryf vir ietsie, jy kan either daai papiertjie op jou stoel invul, maar ek besef, as jy vra het, kom vra ons. Daai ministry tafels is hier buite, ons mense by al die tafels, kom vra, sê ek wil 'n groep join, hier is ons die groepe board, scan 'n QR code, moet net nie 2026 alleen doen nie. Alright, moet dit net nie alleen doen nie. Kan ek julle vra om dit te doen? Fantastic. Alright, kom ons gaan drink koffie en eet. Sien jou weer.